Goeienaand, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk. Luister vanaand nou hierso na die aangedagte op Radio Bosestad, Radio Bosestad. En die predikant het nou weer beet Psalm 22. En hy haal nou vir almal en vir alles daar uit, behalwe waaroor dit werklik gaan. Nou dit behoort algemene kennis te wees onder Christene dat Psalm 22 is die kruisigingspsalm. Nou ek het al baie mense gehoor preek daaroor. En ek het al baie mense gehoor die mooiste en die mees fantastiese Davids leerstellinge hier uithaal, maar min mense kom by Jesus Christus uit. Die Bybel vertel die verhaal van God se interaksie met die mens. Die Bybel handel oor God en nie oor die mens nie. Verduidelik vir ons hoe het God opgetree in omstandighede waarin mense hulle self bevind het, in moeilikhede waarin hulle self ingekry het, en hoe hy hulle gered het. En dit probeer hierdie verhouding tussen die Godheid en die mens vir ons uitbeeld, en vir ons daardeur te leer wat reg en wat verkeerd is. Het gaan oor baie meer as net dit, maar vir vanaand gaan ons daaroor praat. Gaan uit King James uitlees, ek het twee van hulle hierso. Die een gaan ons lees Psalm 22, en die ander gaan ons na die teksverse toe, waarna dit verwys. En die eerste teksvers begin met Psalm 22 vers 1. My God, why hast thou forsaken me? Dit is Matteus 27 vers 46 en Markus 15 vers 34. En as ons gaan kyk daar, dan sê dit, and about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Jesus wil duidelik vir jou sê, aan die kruis, hierdie is die vervulling van Psalm 22. Dit is die skrif wat in vervulling gaan. Weet dat ek is die klip, die hoeksteen, die rots, wat gelê word. En dan die klip is heeltemal reg nie, maar ek probeer nou dink Afrikaans so vinnig uit die Engels uit, the rock, the stumbling rock. Jesaja vir ons van vertel. Die tweede ene, wat ook baie interessant is, ek het nou nie so toe geblaai nie, maar is vers 6. But I am a worm and no man, a reproach of men, and despised of the people. Dit kom uit Job 25 uit, vers 6. Kan gaan lees daar. Dan gaan ons verder af 7. All they that see me laugh me to scorn, they shoot out the lip, they shake their head, saying, He trusted on the Lord, that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighteth in him. Dit kom uit Matteus 27:39, Psalm 119:25 en uit Matteus 27:43. He trusted in God. Let him deliver him now, if he will have him. For he said, I am the Son of God. Aan die een kant sien ons die profesie, aan die ander kant sien ons die vervulling. En dit is hoe die skrif werk. Ons mag nie iets wat oor die kruisiging, of selfs oor Jesus, of selfs oor die vervulling van skrif, gaan dit neem en dit gemaak dat dit oor mense gaan nie. Dis heilig en dit is belangrik dat ons die skrif reg sal lees, reg sal verstaan en reg sal deurgee. Soos Paulus vir Timoteus skryf, sny die woord van waarheid reg. Dan gaan ons 'n bietjie af onder toe. Ons sien ook hierso, net vir interessantheid vinnig, in vers 13, they gaped upon me with their mouths as a ravishing and a roaring lion. Dit kom uit Psalm 17 vers 10 uit. Dan kyk ons na 18. They part my garments among them and cast lots for my vesture. Dit is Matteus 27:35. Ons kyk of ek dit vanaf hier kan kry. Daar is hy. And they crucified him and parted his garments, casting lots, and that it might be fulfilled which was spoken by the prophet,
They parted my garments among them, and over my vesture did they cast lots. As ons afgaan na 20 toe, deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog. Dit is Psalm 17. Jy gaan dit nie kry as jy nie 'n King James lees nie. Dit is die enigste vertaling na my kennis wat hierdie Psalm deurgee as 'n Christus Psalm, as die kruisiging, as die begrafnis, as die opstanding van die Here Jesus Christus. En as ons omblaai, net so vinnig, as ons hierso kyk, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the congregation will I praise thee. Dit is Johannes 17 vers 6 en 26. Ons sien dus dat Psalm 22 gaan oor die kruisiging. Dis die vervulling van die profesie wat ons kry in Matteus 27. Meeste daarvan, Markus, almal eintlik, kan jy gaan kyk. En dit is die ding. Dit is waaroor dit gaan. Ons kan dit nie gaan maak oor mense wees nie. Dan sê, Dawid het die gebid, Here, asseblief, hoor my, ek is so verlore, dit gaan so woes. Nee, dit het niks met Dawid te doen nie. Elkeen van hierdie Psalms kan jy gaan kyk. Daar's baie keer 'n spieelbeeld in. Iets wat met Dawid gebeur, maar dit wys na Christus toe. 'n Situasie waarin hy beland, maar dit wys na Christus toe. Kom ons lees reg. Kom ons leer die mense reg. Kom ons getuig van Christus Jesus. Ons getuig van die waarwording, of die vervulling is 'n beter woord, van die profesie wat uitgegee is deur die profete. Ons gaan kyk na die Ou Testament, ons kyk hoe voeg dit, hoe loop dit, hoe verweef dit in die Nuwe Testament in, hoe die profesie gekom het en hoe die vervulling gekom het, hoe hulle by mekaar kom, hoe hulle oorbrug, hoe hulle die Ou Testament en die Nuwe Testament by mekaar vasbring. Hoe is die Nuwe Testament geanker in die Ou Testament? En ons leer mense reg. Dit is so belangrik in hierdie tyd waarin ons lewe. Ons kan nie bekostig om mense te leer dat die psalms gaan oor mense nie, want dit doen nie, dit gaan oor God. En God se openbaring van homself aan ons, die mensekinders. Alles seën en voorspoed, mooi loop, mag die Here met jou wees.